Welkom terug by Goeiemôre, Good Morning. Ons het so 'n bietjie onder onsself gesels oor wie tussen ons aanbieders die gevaarlikste is. Nee, jy hoef nie die eerste na my te kyk. Nee. Hierso is dit een wat jy die minste gaan verwag. Elsa, apparently is dit jy, né? Ek dink nogal dis redelik akkuraat, maar ek weet ook nie. Nee, alhoewel ek sê dit is sy, want jy het onlangs maar so 'n bietjie gegaan en jy het wat byl gaan gooi. Dis reg, ja. Dit was seker nou nog. Jy moet pas op, ek het 'n paar dinge geleer. Ek kan nie wag nie. Kan nie wag om hierdie te sien nie, maar kom ons loer gou-gou. Hoe het sy haarself van hierdie taakie gekwyt? Ons almal is bekend met die storie van Rooikappie en die wolf. Die houtkapper in die verhaal het ons 2 lesse geleer. Dat 'n byl gebruik kan word om hout mee te kap en om jouself te verdedig teen iemand wat jou ouma heel ingesluk het. Maar Christian Kriel, eienaar van Flying Fury Axe Throwing, reken hy kan ons nog 'n paar dinge van 'n byl leer. Christian, so ek moet vir jou sê ek is nogal nuuskierig want dit is die eerste keer wat ek van hierdie spesifieke aktiwiteit hoor. Wat is Flying Fury en hoe behels dit? Hoe werk dit? Flying Fury Axe Throwing, ons doen bylgooi en dis presies wat ons doen. Ons gooi byle. Ons is hier by Rocket 88 met ons permanente lane op en ons doen ook baie feeste waar ons lane na feeste toe vat. Vertel my so 'n bietjie van die ligas. Ons is baie excited. Ons begin met 'n nuwe liga hier in Suid-Afrika. Is die eerste keer. Elke donderdag aand hier by Rocket 88. Is dit iets wat enige iemand kan doen? Ons het mense wat bylgooi saam met ons van 10 of 12 jaar kinders wat dit baie geniet. Ek dink die oudste wat ons al gehad het was 86. So mans, dames, kinders, ou mense, vroumense en almal tussenin. Bylgooi het ook nogal 'n ryk geskiedenis. Kan jy dalk net kortliks vir ons vertel? Dit was nodig vir oorlewing. So die byl is nog altyd saam met die mense en dis net natuurlik dat in elke kultuur reg oor die wêreld het bylgooi eintlik ontwikkel as 'n sport. Nou, ek wil nou nie geweld aanhits nie, maar is dit 'n goeie manier om van jou frustrasie ontslae te raak? Dis 'n uitstekende manier om van 'n frustrasie ontslae te raak. Jy sal verbaas wees hoe baie mense vra of hulle iemand daar mag laat staan. My korte antwoord is altyd wel as albei die indemnity vorm teken is dit tussen julle. Nou, ek self het nogal 'n paar frustrasies, so ek sal ook later wil probeer. Verseker, ons sê wel. Flying Fury Axe Throwing is gereeld te sien by feeste en markte, maar hulle het 'n permanente fasiliteit by Rocket 88 in Moreletta Park. Ek het met die restaurant se bestuurder, Christo de Tooy, gesels om meer te leer. Nou Christo, jy is die bestuurder hier by Rocket 88. Hoe het dit gebeur dat julle en Flying Fury begin saamwerk het? Een van my direkteurs het eendag na my toe gekom. Hulle het vir my gesê daar's 'n ou van 'n bylgooi company wat belangstel. Toe ontmoet ons vir Christian en fantastiese groep mense om mee saam te werk en toe het hulle ons opgeëindig. Wat kan 'n mens nou van 'n donderdag aand verwag? Behalwe vir die yskoue bier wat ons aanbied en ons pizza special hardloop op donderdag aande ook. Dan het ons nou die liga wat met Flying Fury ook begin wat ons saam met hulle in partnership gegaan het. Dis die eerste liga van sy soort in Suid-Afrika wat ons doen. Ons borge en al ons sponsors wat ingekom het van al ons drankreps en almal. Ons is baie bly dat hulle saam met ons gestaan het vir dit want dit is die eerste ding wat ons nou gaan opbegin. Eerste van sy soort in Suid-Afrika wat ons nou gaan opbegin. Maar ja, soos ek sê, ons het 'n fantastiese vibe op 'n donderdag aand hierso. Die musiek is lekker, die kos is lekker en die drank is altyd koud. So Christo, kan jy darm nou al 'n byl gooi? Solank as vir die target stil staan, ja, dan kan ek dit doen. Ek het darm al so 'n bietjie oefening ingegaat saam met Christian hulle. Dan kan ek dit doen. In teorie klink bylgooi eenvoudig. Jy moet 'n skerp voorwerp deur die lug gooi en seker maak dat dit die teiken tref. Maar ek het besluit om 'n paar wenke by Anja, die marshal, te vang. Nou Anja, jy is 'n Flying Fury marshal. Wat presies doen jy? Ons wys julle hoe om te gooi en tel julle punte op soos wat die goeters aangaan. Wat behels die reëls? Want dit klink asof daar 'n hele paar is. Dit is regtig simpel. Luister altyd vir jou marshal want ons sal julle altyd veilig hou en wys vir julle hoe om lekker te gooi. Maak seker dat daar net een persoon en een byl in 'n baan is op 'n slag en daarin geniet net jouself. En hoe werk die punte? So die twee boonste rooi kolle is 20 punte, die swart kol is 3 punte, die wit kol is 5 punte en dan die bullseye in die middel is 10 punte. En hoeveel keer kan 'n mens gooi in 'n ronde? Jy kry 3 oefengooie en 10 gooi wat ons jou punte optel. Nou moet ons uitkom by die tegniek en dalk 'n paar wenke want ek wil ook graag probeer. Dit is baie maklik, ek wys hom vir jou. So wat jy doen is vat jou dominante hand en sit daai voet voor. So dis nie 'n gewrig aksie nie, dit is in die skouer en die elleboog. So wat jy doen is jy vat hom agterentoe en bring hom vorentoe. Wanneer jou hand ooghoogte is, laat gaan jy hom en dan vlieg hy vorentoe. Goed Anja, kom ons gaan probeer. Kom wys my. Dit is reg.
Gewapen met 'n byl en 'n paar wenke het ek besluit om te kyk of ek my Fury kan laat vlieg. En dan is hierdie die regte hoogte. Dit is die regte hoogte. Nou kan jy net gooi. Pragtig, wel gedaan. Iets wat ek moet verander. Maak dit vir die bokant en dan gooi so 'n bietjie harder. Goed, kom ons probeer. Kyk. Ek kan nie glo ek het hom ingekry Jy nie. het so goed gegooi. Maar dis omdat ek by die beste geleer het. Nee, alles jy. Anja, baie dankie. Ek dink ek gaan inskryf vir die liga. Ja, definitief. Na vandag is twee dinge vir my duidelik. Jy kan 'n byl gebruik vir meer as om net kaggelhout te kap. En as ek Rooikappie was, het daai wolf van die verhaal vroeg al sy Moses teëgekom. Nee, wat lyk vir my ons is veilig, Ras. Ek dink so. Lara Croft has got nothing on you. Elsa Esterhuizen, Hoe lank Tomb het dit Raider. gevat om hom eventually raak te gooi? Dis al wat ek wil weet. 2 keer. Ja. Sure. Okay. Dit is baie indrukwekkend en dit is natuurlik 'n sport wat regtig vinnig groei en mense stel belang daarin en dis 'n groot sosiale aspek ook. Ja, ek was nogal dit was my interessant geweest hoe baie mense daaraan deelneem en dit skep ook 'n atmosfeer daar. So, Dalk 'n bietjie omdat hy van daai frustrasie ontslae kan raak, nee, ja. dit is 'n oplossing. Alles en so pek in die hout in. Maar ek was baie bly toe die Flying Fury Marshal vir jou sê een persoon in 'n baan op 'n slag. Ja, hou dit veilig. Ek dink dit kan gevaarlik raak as dit anders is. Elsa, weet jy wat is sien ek regtig nou uit op hierdie goeiemôre good morning journey is om alles te sien wat jy nog gaan doen want dit was nou die slange, dit was nou hierdie so Maar alles gebeur so stukkie vir stukkie. Onthou, iemand eet, iemand doen al hierdie goedjies. Ras, ons het nog ietsie vir jou ook. Don't you worry. Okay. Ah, Ja. Jy's baie lekker geëet vandag. Jy moet net wakker wees. Goeiemôre, good morning elke oggend. Wees net wakker. Altyd 'n ou surprise vir jou. Ja. Elsa is daarom altyd 'n bok vir sport, so ons is baie bly jy is op die span. Arnold Geerts is ons sportaanbieder en hy gaan volgende na die sport kyk en waarna ons kan uitsien en al die sport wat reeds gebeur het. Arnold Geerts op pad net hierna. Van sport na sport. 'n Bok vir sport, na ons man vir sport, Arnold Geerts will be here just after the break. Make sure you stay tuned.